Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. 'n Paar afkondigings vir die week wat voorlê. Eerstens is daar 'n damesoggend van bid en brood, die 22ste Februarie van 9uur tot 11uur die oggend, waar daar 'n geleentheid gaan wees vir die vrouens van die kerk om bymekaar te kom, om saam te bid en samesyn te geniet. Vir meer inligting, kontak asseblief vir Barbara. En dan iets waaroor ons baie passievol is ons omgee projekte. Nou die omgee projek vir die tyd waarin ons nou is by Senior Park, Ouetehuis in Pionierspark, waar ons hande vat met 'n paar individue om kos te voorsien, 2 keer 'n week vir die mense wat daar bly. En hoe julle ons en hulle hande kan sterk maak, is deur agter in die kerk te gaan. Daar is lysies van inkopies wat julle kan aan kry en gaan koop en die volgende week as julle weer terug kerk toe kom, om daai inkopies saam te bring. En dan op 'n meer ernstiger noot, seker nie regtig nie, het ons die 28ste Februarie, Vrydag, van 7uur die aand tot 8:30, baie belangrik vir die jong volwassenes, weer 'n paddle geleentheid. Hierdie keer by SKW, by Live Paddle, waar ons bietjie tyd gaan vat en net bietjie geniet om saam te kuier en saam te speel. Vir meer inligting van dit, kontak asseblief vir my. 40 dae van liefde. Dis waarmee ons op die stadium besig is in ons gemeente, om te reis met hierdie gedagte van liefde vir die volgende 40 dae. Vanoggend wil ek met jou gesels oor die prioriteit van liefde. Prioriteit van liefde is 'n belangrike element van die hele storie van liefde, want die Bybel leer vir ons in Johannes dat God is liefde. En omdat God liefde is, moet ek en jy vir mekaar vanoggend sê dat dit 'n prioriteit is vir God, om lief te wees vir hierdie wêreld. En omdat dit 'n prioriteit is vir God, moet dit ook 'n prioriteit wees vir my en vir jou. Jesus vertel 'n storie in Lukas 15. En ek vertel hy 'n storie met 3 elemente. Ons gaan nou by die ander deel van hierdie storie kom, maar hy begin hierdie gelykenis in Lukas 15 met die vertel van 'n storie. En Jesus sê die volgende. Hy sê, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me, because I found my lost sheep. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than 99 others who are righteous and haven't strayed away. In die tyd van Jesus het skaapwagters of skaapherders 'n belangrike rol gespeel. Hulle het na skape gekyk net. En die skape het nogal 'n redelike waarde gehad in daai tyd. Ekonomiese waarde gehad. Hulle het wol gegee, hulle het melk gegee, maar dit skape ook 'n belangrike deel gevorm van hulle kultuur, hulle godsdiens. Skape is na die tempel toe gebring om geoffer te word. So ons sien dat skaapwagters het 'n belangrike rol gespeel in die tyd van Jesus. En dan kom Jesus en hy vertel hierdie storie oor skaapherders. En almal sou verstaan het hierdie storie. Oor hierdie skaapherder wat 100 skape gehad het en iewers in die proses, iewers in die dag raak een van hierdie skape weg. En dan sê Jesus in hierdie storie, in hierdie gelykenis in Lukas 15, dat Jesus die ander 99 skape los. Hulle wat nog reg is, hulle wat nog gesond is, hulle wat nog veilig is, los hy. En hy gaan soek daai een skaap. In hierdie storie wil Jesus vir jou en vir my leer dat vir God is liefde 'n prioriteit. Dis vir die Here belangrik om na jou en my toe te kom, om na ons gebrokenheid toe te kom, om vir jou en vir my te herinner vandag, dat liefde is 'n prioriteit vir God. En die eerste uitnodiging vanoggend uit die boodskap is, dat liefde soek die wat verlore is. Liefde soek die wat verlore is, ons sien dit in die storie, oor die skaapherder wat gaan soek het. Bybel sê in Lukas 19 vers 10 die volgende, want die seun van die mens het gekom om die verlore te soek en te red.
Ons almal het al goed gesoek. Partykeer soek ons al goed wat nie baie belangrik is nie, dan soek ons so 5 minute of 6 minute, dan los ons dit maar. Ons almal het al iets gesoek wat belangrik is, ons sukkel om dit te kry. Die laaste vakansie in Desember het ek so iets gehad, wat vir nogal belangrik was. Iets wat bietjie sentimentele waarde gehad het, wat weg was. En ek het gesoek. Ek het kaste oopgemaak net. Ek het goeders omgegooi, want hierdie was vir my belangrik geweest nie. Die Bybel herinner vir my en vir jou dat liefde soek dit wat weg is, dit wat verlore is. Almal die bekendste teksvers in die Bybel is seker Johannes 3 vers 16. Wat vir my en vir jou leer dat God soek die wat verlore is, want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy na die wêreld toe gekom het om te soek die wat verlore is nie. Dit was Jesus se roeping geweest. Dit was sy mandaat geweest. Dit was die opdrag op Jesus se lewe om hierdie wêreld toe te kom om te soek die wat verlore is, om die skaapherder te wees wat die 99 los, dit wat hy ken los, die veilige plek van die hemel te los om na hierdie aarde toe te kom en vir jou en vir my te soek wat verlore is en wat weg is vandag net. So die eerste uitnodiging uit hierdie prioriteit van God se liefde is herinnering dat God soek die wat verlore is. En miskien wanneer jy na hierdie boodskap luister en jou eie lewe kyk, besef jy miskien vanoggend dat jy een van daai skape is wat weg is, en dat hier is die wonderlike nuus dat God soek dit wat verlore is net, en dan heg dit so mooi aan by die volgende gedagte is dat wanneer God ons vind, juig die Bybel, juig die hemel oor dit wat herstel word net. Lukas 15 vers 10 sê die volgende: daar is vreugde in die teenwoordigheid van die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Die Bybel sê dat wanneer ons het herstel kom, wanneer ons harte terugkeer na die Here toe, wanneer die skaapwegter daai een skaapie gaan kry wat weg is en hy terug by die ander 100 kom, gebeur daar iets, daar's 'n juig, daar's 'n blydskap oor herstel wat plaasgevind het. Ek het juis gemaak na die beeld van God, na die gelykenis van God. Maar ons weet dat sonde, daai gelykenis en daai beeld kom verwoes het. Sonde het ons kom stikkend maak net. En dis hoekom God aarde toe gekom het in die vorm van sy seun Jesus, en tussen ons gewoon het en tussen ons gewees het en aan die kruis gesterf het. Want herstel was vir God belangrik. En dan sê die Bybel dat daai herstel was so belangrik gewees en is so groot ding vir God, dat wanneer een sondaar tot bekering kom, wanneer een herstel word, wanneer een se hart weer na God toe kom, is daar hierdie absolute vreugde in die hemel. Liefde is 'n prioriteit vir die Here. Dit is 'n prioriteit vir God. Die hemel gaan staan stil wanneer daar herstel plaasvind, wanneer daar inkeer plaasvind, wanneer daar bekering plaasvind. Dit is vir God belangrik dat dit wat verlore is, gevind sal word. Miskien is jy vanoggend op 'n plek van waar daar goed in jou lewe is wat stikkend is, wat herstel nodig het. Miskien in jou verhoudings, miskien in jou huwelik, miskien in jouself vanoggend. Die enigste manier van hoe regtig herstel sal plaasvind, herstel wat waarde het, is wanneer ek en jy terugkom na die Here toe net. Ek en jy kan baie keer in ons verhoudings in ons lewens 'n klomp goed gaan plak, 'n klomp pleisters gaan plak op die seer goed van ons lewens, maar daar's nie regtig herstel nie. Ware herstel vind alleen plaas van daai een skaap wat weg is, teruggekom word, wanneer die skaapherder daai skaap so oor sy skouers sit en hom terugbring na die ander toe. Dis wanneer ware herstel plaasvind. En miskien probeer jy jou lewe vol goed plak vandag net, en daar's oomblikke van waar jy aangaan, maar daar's nie ware herstel nie. Daar's nie ware vreugde nie. Daar's nie ware hoop nie. Daar's nie ware vrede nie. Al daai goed vind plaas wanneer ek en jy gevind word deur die Herder wat ons soek. En dan die laaste uitnodiging oor die prioriteit van liefde uit hierdie storie is dat liefde waardeer die individu. Vir liefde, die liefde van God is belangrik. Nie net vir hierdie wêreld nie, nie vir die massas van hierdie wêreld nie, maar is vir jou en vir my, vir jou wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God hierdie wêreld gehad. Dit kan so groot klink, dit kan so baie klink net, maar ons het die diepe herinnering vanoggend dat God se liefde vir jou as individu is. Die Bybel praat vir ons ook hierso, wanneer die Bybel sê, wat kos 5 mossies? 'n paar sent. Tog vergeet God nie een van hulle nie. Mossies het geen waarde nie. Dit het nie regtig enige kommoditeit nie. Maar hier's die gedagte wat die Here sê, dat die Here het dit so belangrik geag, dat hy selfs aandag gee aan die mossies. Nou, hoeveel te meer jou lewe vanoggend? Miskien dink jy vanoggend jou lewe het geen waarde nie. Miskien voel jy vanoggend verlaat en alleen. Hier is die boodskap van God se liefde na jou hart toe. Jy tel.
Jy is belangrik. Jy is so belangrik dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om jou te kom soek wat verlore is en wat weg is. Daar is die rower aan die kruis, ons ken die storie van Jesus wat aan die kruis hang, en was die twee rowers. En hierdie een rower, wat deur sy lewe heel moontlik gegaan het, gevoel het of niemand hom raak sien nie, wat ver was van God, maar aan een oomblik toe hy in God se teenwoordigheid kom, vind hy liefde, en vind hy hierdie prioriteit van God se liefde aan 'n kruis hang, wat vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So vir God is liefde 'n prioriteit, dit is vir hom verskriklik belangrik. Dit is wie God is. God is liefde. En omdat God liefde is liefde vir hom 'n prioriteit. Liefde is nie net iets wat God doen nie. Liefde is wie God is. Nou die storie in Lukas 15 begin met Jesus wat die volgende sê, hy het hierdie gelykenis vertel. So dis een gelykenis wat Jesus vertel. En dan vertel hy hierdie gelykenis. Hy begin hierdie gelykenis met hierdie storie wat ons begin het vandag. Oor hierdie herder wat die 99 skape gelos het om na een te gaan soek wat verlore is. En dan gaan hy aan in die gelykenis. Die storie is nog nie klaar nie. Dan vertel hy van 'n vrou wat 10 penningstukke gehad het. En dan sê Jesus dat sy het een van hierdie 10 verloor. En dan gaan sy met haar lampie en haar besempie en sy gaan soek daai een penningstuk wat weg is, want dit was vir haar belangrik geweest. Dan in Lukas 15 gaan Jesus oor na sekerlik een van die mooiste stories in die Bybel, maar selfs buitekant Bybelse bronne, oor die storie van die verlore seun. Die seun wat weg was, die seun wat verlore was, die seun wat sy rug op die Vader gedraai het, en toe wat uiteindelik teruggekom het en tot inkeer te kom. Een gelykenis. Wanneer jy hierdie gelykenis lees, die 3 verskillende stories in hierdie een gelykenis lees, dan sien jy dat die skaapherder het die 99 gelos, en hy het gaan soek die een wat verlore is. Ons sien met die vrou wat die penningstuk, wat 10 penningstukke gehad het, en een wat verlore is, dat sy die ander 9 los, en sy intentioneel gaan soek na die ander een. En dan die derde storie, wat toch deel van die gelykenis is, sien ons van hierdie verlore seun wat weg is. Maar nêrens in hierdie storie, lees ons, dat iemand die seun gaan soek het nie. Ons sien die vader, wat God verteenwoordig, wag, sien, hoop dat die seun gaan terugkom. Maar niemand gaan soek die seun nie. Daar's 'n broer, wat kwaad is, omdat hy voel hy onregverdig behandel is, maar nêrens in die storie lees ons, dat iemand het na die seun gaan soek in die varkhok nie. En ek dink Jesus wil in hierdie gelykenis ook vir ons iets leer, wat ons baie keer mis, dat vir God is liefde 'n prioriteit. En soos die skaapherder wat gaan soek het, en soos die vrou wat die muntstuk gaan soek het, moet ek en jy ook bereid wees, om te gaan soek dit wat verlore is. Want as liefde vir God 'n prioriteit is, moet dit vir my en vir jou 'n prioriteit wees. Moet ek en jy gaan na die varkhokke van hierdie lewe en van hierdie wêreld. En die mooi storie, die goeie nuus van Jesus vertel aan ander mense. Hoekom? Want liefde is vir God 'n prioriteit. En as dit vir God 'n prioriteit is, moet dit vir my en vir jou 'n prioriteit wees. Mag ek en jy nie wees soos die verlore seun, wat by die huis bly en wat kla oor dit en wat voel hy word onregverdig behandel is, terwyl die verlore seun se broer eintlik hom moes gaan soek het. Mag ek en jy die prioriteit van God se liefde diep in ons harte bære. Mag ons weet dat dit vir God 'n prioriteit is, en omdat dit vir hom 'n prioriteit is, mag liefde vir jou en my 'n prioriteit wees, want sy liefde soek vir my en vir jou. En wanneer dit ons vind, bring dit herstel en verander dit ons lewens. En omdat dit ons so diep verander het, leef ek en jy met intentionaliteit om dit te gaan soek ook in hierdie wêreld wat verlore is en wat stikkend is. New Life, mag ek en jy so leef, mag ons so dink oor God se liefde vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend oor u liefde kan stil staan en kan dink oor hoe groot die liefde is dit. En dat u die 99 los om die een te gaan soek. Here, ons is daar een vanoggend. En as daar iemand is wat vanoggend na die boodskap kyk en hulle is verlore en hulle is weg, mag hulle vanoggend terugkom en mag die hemel bly wees oor daai besluit net. Maar Here, mag ons dan ook vanoggend, wanneer ons hierdie boodskap hoor, mag ons ook dan die verlore gaan soek. Die een wat in die varkhok is, die een wat niemand wil aandag aan gee nie. Mag ons die veiligheid van ons huise verlaat en gaan soek dit wat verlore en stikkend is nie. Mag U ons help in hierdie 40 dae van liefde, om te verstaan hoe lief U ons het en hoe lief U hierdie wêreld het. In Jesus naam. Amen.
liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen. En dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde